Baie welkom by vanoggend se erediens. Dis vir ons 'n voorreg om dit vandag met julle te deel. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir nog 'n oggend. Dankie vir nog 'n jaar waar ons in U liefde kan wandel. Vader, maak vandag ons harte en ons ore oop om te hoor presies wat U wil hê ons moet hoor. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid dit in U groot naam. Amen. Desember maand vir baie van ons is nie net nog 'n maand nie. Daar's iets wat ons almal doen. Ek weet ons doen dit en dit is om die kaste oop te maak. Van die koskas af deur tot daai een kas wat miskien 2 keer die jaar oopgemaak word. Maar dis nie om iets nuuts te koop nie. Dis om te kyk wat maak nog sin om te hou. Wat is nog gebruikbaar? Wat gebruik ons nog en wat gaan ons volgende jaar gebruik? Jy hou partykeer 'n hemp in jou hand vas en dink by jouself, hierdie hemp pas nie eintlik meer nie. Ek het hom so lank terug gedra, is ook nie eintlik meer my styl nie, maar tog is dit moeilik om daai hemp weg te gooi. Dit is moeilik om dit weg te gooi want dit hou iets van jou persoonlikheid vas. En natuurlik praat ek nie nou net van hemde nie, maar dit is so met ons lewe ook. Soms hou ons aan iets vas en ons wil dit nie laat gaan nie, maar voor ons oor iets nuuts kan begin praat, moet ons eers die ou wegvat. Paulus skryf vir die Efesiërs in Efesiërs 4 vers 22, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. 'n Besonderse teks, want wanneer Paulus hier van die ou self praat hy nie net van individuele foute of losstaande sondes nie. Hy praat van die hele manier van leef. 'n Instelling op 'n sondige lewe, 'n sondige natuur. En daai instelling, dis 'n innerlike houding waarmee 'n mens deur die lewe gaan. Die ou self wys homself in allerhaagse goeters. In hoe jy dink wanneer jy alleen is. Daai gedagtes wat in jou kop rondswem wat niemand kan hoor nie. Van hoe jy reageer wanneer daar konflik is of wanneer jy seer kry. En waarin jy jou waardes meet, nie net jou waardes hoe jy jouself sien nie, maar die waardes hoe jy ander sien. Nou baie van hierdie reaksies en instellings het nie oornag gebeur nie. Dit kom al vir jare. Dis gevorm deur seer kry. Dis gevorm deur daai seer wat jy nooit regtig aangespreek het nie. Dit word gevorm deur oorlewing wanneer jy geen ander manier het nie. Is gevorm deur kultuur wat vir jou sê hoe jy moet optree om in te pas. En is gevorm deur tradisie wat nooit regtig bevraagteken is nie. Maar is ook gevorm deur die verkeerde boodskappe wat jy al gehoor het oor God, maar ook oor jouself. En met tyd raak hierdie manier van leef vir jou bekend. Soos daai hemp wat jy nie kan weggooi nie, want dit is relevant in jou lewe, kan jy nie wegdraai van hierdie lewe af nie, want dit is ietsie wat jy ken, dit is ietsie wat vir jou sin maak. Dit voel vir jou veilig. Dit voel vir jou veilig want jy weet hoe om te reageer, omdat jy dit al vir soveel jare doen en jy weet hoe om jouself te hanteer wanneer daar konflik kom of wanneer jy onder druk is. Maar bekend is nie altyd gesond nie. En veilig
is nie altyd vry nie. Die ou self leef dikwels uit selfbeskerming uit, eerder as vertroue. Uit beheer uit, eerder as oorgawe. Uit vrees uit, eerder as geloof. Daarom sê Paulus nie, ag, wees beter nie. Hy sê nie, probeer anders nie. Nee. Hy sê, breek weg van hoe jy vroeër geleef het. Breek weg van daai sondige lewe af. Gee oor aan God. Gee oor aan hoe sy genade jou gaan red. Hou op selfsugtig wees. Hou op al hierdie sondige natuur regverdig. En staan hierdie week, vandag, wanneer ook al, eerlik voor God en sê, maar Vader, wys vir my wat in my lewe ek kan vashou, wat ek nie wil laat gaan nie, net omdat dit bekend is, net omdat dit relevant in my lewe is. Paulus sê, hierdie lewenstyl, hierdie sondige natuur, loop uiteindelik dood. Dit loop dood omdat dit gedryf word deur misleidende sonde. En die doodloop waarvan hy praat, wat ek dink, is 'n verhoudinglose lewe. 'n Lewe waar God nie veel spraak in jou lewe het nie, want jy laat hom nie toe nie. Dis 'n lewe sonder daai diep, eerlike verhouding met God. Want die sonde wat vir ons goed klink, en die sonde wat jy wegsteek, nie net van die mense om jou nie, maar jy probeer dit van God af wegsteek. Daai sonde wat lewe beloof, wat jou beloof, dit gaan jou beskerm. Dit gaan jou help oorleef, of dit gaan jou laat voel jy's in beheer. Met tyd wys al hierdie sondes hulle ware vrug. Wat beloof het om lewe te bring, begin energie steel. Wat beloof het, jy gaan vry wees, word 'n patroon waarin jy nie maklik kan loskom nie. 'n Patroon waar jy alleen is. Nou die gevaar is, ons leer om hierdie sondes, hierdie natuur, hierdie gewoontes van ons te probeer regverdig. Ons probeer dit regverdig op verskeie maniere. Ons probeer dit regverdig vir stories wat ons onsself vertel. Klink die volgende bekend, maar ek kan nie verander nie. Dis maar hoe ek is. My situasie is anders. En my gunsteling, maar God verstaan. En ja, God verstaan, maar God se verstaan is nooit 'n verskoning om te bly leef in jou ou self nie. Sy genade is nie daar om in jouself te laat twyfel nie. Sy genade is nie daar om te maak dat jy aanhou leef met hierdie sondige natuur nie. Sy genade is daar om jou los te maak daarvan. Psalm 139 wys vir ons 'n belangrike waarheid. Dit wys, wanneer God ons ondersoek, doen hy dit nie as 'n aanklaer nie. Hy doen dit as 'n geneesheer. Hy doen dit nie om jou seer te maak of om jou te ontmasker nie. Hy doen dit om jou te herstel. God wys nie vir jou wat verkeerd in jou lewe om jou af te breek nie, maar om jou vry te maak. Werklik vry, nie daai mediocre vry wat jy vir jouself sê jy gaan kry as jy net hierdie doen of net daai doen nie.
Want om so vasgevang te wees in 'n sondige natuur, kan op die einde lei dat jy alleen voel. En jy gaan voel daar's iets kort in jou lewe. Jy gaan dit voel want daar gaan wees 'n ernstige, diep verhouding met die Here. Daai sondige natuur wat vir jou bekend is, wat jy so veilig laat voel. Dit sny die verhouding tussen jou en God af. Dit plaas 'n wig wat jy nie kan skuif nie. So wanneer jy voor God staan in hierdie week, wanneer jy vir hom sê, maar Here, wys vir my waaraan ek vashou. Vra vir hom, maar Here, wat gebruik ek om myself te mislei? Wys my nie om my te verneder nie, maar om my te bevry. Kyk vandag in jou lewe in en noem voor God wat jy vashou, wat jy nie wil laat gaan nie, wat jy van hom af selfs probeer wegsteek. Klaagliedere 3 vers 40 en 41 roep ons na daai eerlike oomblik toe voor God. Dit sê, laat ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely. Hierdie woorde kom nie uit 'n tyd van gemak uit nie. Dit kom uit 'n tyd van pyn en teleurstelling en verlies. En is juist daar waar God ons nooi om na hom toe te kyk. Nie om weg te kyk nie, om eerlik te kyk en stadig en diep te ondersoek en dan weer terug te draai na hom toe. Om jou hande op te lig na God is nie 'n simbool van klein wees of swakheid nie. Dis 'n beeld van oorgawe, want jy kan niks naby jou hou as jou hande uitgestrek is na God toe nie. Dis om op te hou wegsteek. Op te hou regverdig met daai stories van ek kan nie anders nie. Ek is maar wie ek is. En om te erken, maar ek het nie alles onder beheer nie. Ek het U nodig. Nou so 'n oomblik vat geloof. Nie die geloof dat jy dit kan uitfigure en uitklaar en regmaak nie, maar die geloof dat God se genade klaar daar is. Wat ook al jy na hom toe bring, aanvaar hy met liefde. Dat wat ook al God vir jou in die lig inbring, hy reeds daarvan weet. Iemand het eendag vir my gesê, Dion, nog voor jy aan iets dink, het God klaar gehoor wat jy sê. Dit help nie ons steek van hom iets weg nie. Hy weet klaar. Hy is bewus van alles. Daarom is die uitnodiging heel eenvoudig. Staan eerlik voor God. Oop kas en al. Identifiseer, wat is daai ding wat jy nie in 2026 wil invat nie? Wat is daai een ding wat bekend voel en veilig voel, maar jy weet, dis deel van die sondige natuur. Bou op wat God vandag vir jou wys. Bou daai verhouding. Gee vir hom alles wat jy vasklou. Want hy gaan maak
dat jy daarvan af vry kan wees, werklik vry. So wanneer die stilte begin en wanneer jy aan die verskonings probeer dink, stop. Breek weg van die sondige natuur af. Breek weg van die verskonings en regverdigings af. Breek weg van die denke af, maar God verstaan. Ek kan nie anders nie. Dit is maar net wie ek is. Dis nie wie God vir jou gemaak het nie. Gaan vandag en leef die eerste dag van die nuwe jaar waarop jy vry is. Sny alles wat vroeër jou afgetrek het. En vertrou op God om jou in hierdie tyd, hierdie seisoen van verandering, by te staan, want sy genade is groot genoeg om daar te wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons vir U enige iets kan bring. Dankie dat, maak nie saak waardeur ons gaan, maak nie saak hoe groot die probleem of hoe klein die probleem is nie. U sal dit vir ons kan regstel. Vader, soos dat ons vandag uitpak en skoon maak, help ons om werklik skoon te maak. Nie uit te haal en dan die volgende dag net terug te sit nie. Maar werklik uithaal vir U gee en daarvan vergeet. Vader, help ons om ook van die sondige mens, die ou self, weg te breek, sodat ons kan fokus op wat nuut en relevant is. Sodat ons kan fokus om daai verhouding tussen ons en U sterk te kry, sonder verskonings of regverdigings of enigiets van die aard. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Ontvang U seën. Mag die Here jou hart ken en jou die moed gee om eerlik te leef voor Hom. Mag hy dit wat oud, swaar en stikkend is, nie net vergewe nie, maar ook begin losmaak in jou lewe. Gaan in vrede, met 'n ligte hart en 'n hoopvol verwagtings. Want hy het die goeie werk in jou reeds begin en hy gaan dit saam met jou klaarmaak. Amen. As daar nog tyd is, ons is nog by die kerk, kom geniet 'n koppie koffie saam met ons. Onder sal die inligting verskyn indien u finansiëel wil bydra. Dit help ons om die werk vir die Here verder uit te brei. Dankie.